Nou, maar vandag gesels ons met 'n kunstenaar wat Suid-Afrikaners al jare lank ken as sangeres en aktrise, maar nou wys sy vir ons 'n kant van haarself wat dalk nog meer eerlik en kwesbaar is. Haar heel eerste digitale digbundel, Verweer, is vandag vrygestel en dit beloof om mense diep te raak. Baie welkom terug, dis Christia Visser! Dankie! Op Groot FM 90.5. Goeie Christia, maar voordat ons nou met jou gesels, ons het nou vroeër verwys na al die treffers wat jy al vrygestel het oor die jare. Het jy regtig al 17 shots gevat in jou lewe? Ek het al probeer. Ons almal het al probeer. Ja, ek het al kom nou. probeer. Ek dink in my lewe baie meer as 17. Dit maak sin. Maar op een slag, I tried, I do not recommend. O, maar jy sê in jou lewe, toe dink ek soos die lewe wat jou die shots gee, want dit tel seker ook. Dit ook, definitief. Okay, nou moet jy ook vra, het jy al 'n deur oopgelos, Christia? Ek het ADHD, ek vergeet pal om dit toe te maak. O, jy en Anel wat baie gemeen hier vanmiddag. Moenie vra oor die volgende een nie. Nee, want is kaal voor jou. Hier staan ek Och, dit is mooi. Pas eintlik baie goed in by die digbundel ook wat is Verweer, want sy staan so 'n bietjie kaal voor ons, maar jy weet, nie op daai manier nie, Anelma. Ek het letterlik niks gesê. Wel, ek meen dis radio. Ja. Who knows, sy sit hier sonder klere vanmiddag. Stoutertjie wat ons weet, ek love it. So, Christia, ek het ook nou daar gesê, jy is bekend vir musiek en toneelspel. Hoekom het jy gevoel nou is die regte tyd vir 'n digbundel? Nee, ek het nie gevoel dis die regte tyd nie. Ek het dit gebeur, ek dink goed gebeur op die regte tyd. En ek laat dit toe wanneer jy weet wanneer die universe, wanneer die legkaartstukkies in plek val, dan sê ek dankie. Dis eintlik 'n nice perspektief om te sê jy laat dit eerder toe as wat jy kies dat dit gaan gebeur. Ja, ek meen ek skryf al my hele lewe lank. So dis iets wat maar dis so baie boeke vol woorde wat ek gedink het niemand ooit gaan sien nie. En toe daar die opportunity vir my gebied is om dit met die wêreld te deel, dis baie scary want dis 'n stukkie van my siel letterlik. Dis is om deel van jou dagboek te deel. Maar mense vind aanklank daarbey en my hele doel hoekom ek in hierdie beroep inbeweeg het is omdat ek wil connect met mense en dit het iets vir my beteken as kind om te weet dat ek is nooit alleen nie. So as ek dit vir iemand anders kan bied, hoekom nie? En ek is baie dankbaar dat ek hier is en dat dit gebeur. Ek het gister vir Hendrik gesê dis 'n droom wat ek nie geweet het ek gehad het nie. Sure. En ek is dankbaar. Dis amazing. Ja. Vertel 'n bietjie van die titel, want daar is so 'n half 'n speling op dit. Wat beteken dit vir jou? So Verweer, 2 woorde. Jy weet daar's die een woord verweer dat jy het geen verweer of jy word deur die weer verweer. Maar die hoofrede vir my hoekom ek dit gekies het is dat ek is vir die weer wat die lewe na my kant toe mag gooi. Whether dit sonskyn is of reën is of storms. Ek is vir elke fase van my lewe want dit maak my die persoon wat ek is en ek is dankbaar daarvoor en ek is ook vir weer probeer. Ek het nogal ek het hom so geïnterpreteer, Verweer probeer. Maar jy het dit nou eintlik half geantwoord, maar ek gaan jou op 'n ander manier probeer vra. Jy beskryf hierdie projek as jou mees eerlike werk nog en dit is seker moeilik om daai spieël dan ook op te hou vir jouself en vir die wêreld daar buite, maar dit moet seker ook empowering wees in daai sin van die woord. So, want om vulnerable te wees beteken eintlik jy het krag en daar's mense wat resoneer met dit. Voel jy dit ook? Absoluut. Ek meen soos ek gesê dis vrees aanjaend want mense, die ding is die oomblik as jy iets so publiek maak, het mense die reg om dit te judge. En ek weet nie almal gaan daarvan hou nie almal hou van alles nie. Nie almal verstaan alles nie. En ek sê altyd vir mense ook as dit nie vir jou is nie, dan was dit nooit vir jou nie. En miskien is dit net nou in hierdie fase van jou lewe nie vir jou nie. Miskien op 'n latere stadium resoneer jy daarmee en dis okay. Ja. Want dit is vir die mense wat daarmee kan vereenselwig. En bovenal dis vir my. Dis regtig goed wat jy weet liedjies is iets wat jy skryf, jy gebruik 'n idee en al my liedjies is ook baie eerlik soos julle ook weet, dit kom ook uit 'n diep plek uit, maar dis een lyn waar hier kon ek uitbou op daai een lyn en ek kon myself beskryf en al die gedigte wat in hierdie digbundel is gedigte wat ek geskryf het voordat ek geweet het dat hierdie ooit 'n projek gaan raak. Dis goed wat ergens in 'n boekie sou gelê het. Of jy het nou en dan op social media 1 of 2 gedeel wat ek raak gesien het. Dit het ek begin doen en dit was ook 'n waansinnige oomblik. Ek was nog in my nagklere en ek het een oggend net gegaan. Ek gaan dit nou opneem en toe post ek dit en toe gaan ek
Oh Nice. no, I did it. Ons almal het al daai oomblikke gehad. maar daaruit het hierdie ontstaan en ja, weer eens dankbaar. Hoor, maar jy het Baie nou cool. genoem dat jy eintlik al jou hele lewe lank skryf en jy's lief vir skryf en jy's lief vir die woord. Hoe het jy besluit watse stories, watse gedigte om nou actually uit te stuur? Hierdie gedigte is alles gedigte wat uit die laaste jaar uitkom. Ek glo dat wat ook al ek deel moet vir my persoonlik wees op hierdie fase van my lewe. Wanneer ek veral met, ek haat die woord fans, maar mense wat my werk ondersteun, ek wil hulle saam met my op my journey vat. En ek kan nie sing en praat oor goed wat nie vir my saak maak nie. So hierdie was alles gedigte wat regtig met my resoneer op die stadium van my lewe. En jy praat nou van jy wat in 'n waansinnige oomblik daar in jou pyjamas besluit om iets op te neem en na die tydjie soos moes ek dit gepost het, maar die cool ding van dit is daar's so baie mense wat sterk daarop reageer. Het dit jou ook gehelp om toe te besluit, okay, let's do it? Absoluut, want jy weet, mens wonder baie keer of jou woorde net vir jou iets beteken. En ons voel of ons alleen deur goed gaan en niemand gaan verstaan nie en niemand gaan omgee nie, want dan het so baie wat aangaan vir hulle in hulle eie lewe, dat wie gaan regtig worry daaroor. En die oomblik toe mense begin reageer daarop, het ek weer eens besef wat my pa altyd vir my gesê het, skryf oor dit wat vir jou saak maak en jy sal vind dit maak vir baie mense saak. Want ons almal gaan deur hierdie vreemde ding wat 'n mens wees noem. Ja. En die een van ons ja, en dis ons lewe. elkeen se wel, ek is eintlik onseker of dit ons eerste keer is, maar dit voel soos ons eerste keer. Is ons almal nie een van ons weet eintlik wat ons doen nie. Ja, na 17 shots voel dit soos jou 50ste Ja, keer hier op die aardbol, maar ons los dit daar. Dink jy, was daar vir jou soos 'n spesifieke boodskap of 'n reaksie van, sê nou maar iemand op social media of 'n fan in aanhalingstekens of so, wat jou ook meer laat besef het, okay, hierdie moet eintlik nou 'n volslae projek word? Ek het nooit gedink dit gaan 'n projek word nie. Selfs wanneer ek dit gepost het, want ek het so elke paar maande, dan het ek nou maar iets sê, ek doen nooit aan enigiets, ek post nie baie nie, so, dan het ek iets gepost en ek het nie gedink dit gaan 'n projek word nie. Sony Select het eintlik na my toe gekom en gesê, luister, ons dink hier's iets en daar's iets wat niemand nog gedoen het nie en is jy bereid om iets nuuts te probeer? En ek is altyd bereid vir iets nuuts want ek raak so vinnig verveeld. So en dis 'n opportunity vir my, hierdie is hopelik net die eerste een en hopelik kan ek meer en meer van dit doen. En ja, ek het nooit geweet dit gaan iets raak nie. Net so vinnig weg van die digbundel, nê? En terug na, want ek weet Anelma gaan hierdie nou vet pret like. Julle albei is gamers. Hoe gaan dit daar met die gaming? Nee, dit gaan goed. Ek weet nie eers of ek myself regtig meer 'n gamer kan noem nie. Wat speel jy? Ek speel net Call of Duty tans. Okay. Ja, maar Okay, jy is in soos direct combat games. Okay. Ja. Ek hou meer van Stream sy RPG dit, games. hoor. Sien, RPG is lekker, maar hy vat baie tyd en ek het 'n 4-jarige, so Ja. so So jy gaan in, jy maak moeilikheid, jy gaan uit. I get my kills and I hoor move. jou. Gooi daai valskermpie, skiet 'n paar mense en jy's uit. Weet jy Net maar, so, dis sy so is vinnige dopamine. hardcore. Jy's soos 'n Lara daar, wat is dit, Croft, Tomb Raider is Tomb Raider, my Mooi brein, probeer. Vrydag brein. Lara Skus. Tomb. Croft Lara Rider. Tomb, okay, that's a new one. Ons los dit daar. Maar ek het al van jou streams gekyk waar jy's feisty agter daai Hoorie, toe rekenaar. ek stream nie meer nie. Maar toe ek gestream het ek net begin. So ek voel ek het nou moet jy my sien. Jy gaan nie, want ek stream nie meer nie. Okay. Maar nou is my kill rate hoër. Okay, nee, maar Geniet hom. jy sien, nou fokus jy op die game en nie op die stream nie. Dis eintlik Ja, wat daar exactly. aangaan. So, ons het hier 3 gedigte wat Sharon's musiekskeduleerder ook vir my en Anelma aangestuur het. So ek wil vir jou vra, watter een luister ons eers na? Damme vol water, ek is nie altyd hier nie, of dan die wind? Nee, ek kan nie kies nie, want hulle is almal vir my spesiaal. Kyk, kies jy Anelma. Julle moet Okay, kies. maar ek begin by die boonsteen en werk hulle almal deur. Dis altyd 'n goeie manier om dit te doen. Ek wil begin by die wind. Ek begin dan onder en Begin by beweeg die op, wind. wat ook al vir jou Okay, goed sal voel. dit werk vir jou? Hy's net 'n Okay. rebel, hy's net al Ek was al herfsblare, versprei en vergete oor my beter wete, verlate vir later gelos. Gedink ek sonstrale, verlig en verdonker, die skadu stryf onder versake van die hart. Maar as jy mooi luister, sal jy my deur die berge hoor sing, en as jy ooit twyfel, my love, ek is die wind. Ek sal jou deur al die krake kan vind, al my liefde aan jou wonde vasbind, en as jy ooit sou bang word, ek is vinnig soos die wind.
Dis die lewe van 'n sprookieskind. Ek sal staan tot jy jou voete vind en as jy dink jy's stikkend. My love. Jy is die wind. Christia Visser oor haar splinternuwe digitale digbundel Verweer, en sy het ook nou vir ons verduidelik hoe daai verweer spel. Dis 2 woorde wat dan vanaf vandag beskikbaar is. Sy is ons baie spesiale gasie in die ateljee. Roots 326 op Groot FM 90.5. Maar jy ken haar natuurlik ook as sangeres. Met treffers so Kaapse Blou as ook Handgranaat. En ek en Anelma vra hierdie elke dag vir mekaar. Wat die hel? So, Christia, jy noem ook dat sommige gedigte vir mense baie naby aan jou geskryf is, né? So, selfs vir jou dogtertjie het ek gesien is daar gedig. Hoe anders skryf 'n ma dan uit haar hart uit? Ek verstaan nie mooi die vraag nie, maar ek hoor is dit 'n stelling? Nee, so wat ek eintlik sê is so van die gedigte, ek neem aan almal wat jy geskryf het is persoonlik vir jou. Maar as jy nou vir jou dogtertjie ene skryf, soos ons het nou die dag het ek gehoor Annelie het met Jan Blom gepraat. Ja. En hy skryf ook mos al hierdie vulnerable goed, maar toe het hy ook 'n liedjie vir sy dogtertjie geskryf en hy het gesê just anders. It hit different, ja. Dit doen, want dit is 'n liefde wat jy nie kan beskryf nie. Maar ek dink ja, dis vir my altyd dis altyd moeilik om vir jou kind te skryf en daar's eintlik 100,000 goed wat jy vir hulle kan sê en al wat jy eintlik vir hulle wil sê is ek is unconditionally lief vir jou. Daar is niks wat jy kan doen om my liefde ooit weg te vat nie. So dit is moeilik. Die wind en damme vol water is vir Kida geskryf. Maar die mooi ding vir my daarvan is soos wat ek vir haar skryf ek ook vir my innerkind. Sure. En ek dink enige iemand kan daarmee relate op hulle eie manier. So ek is nie, jy weet, elke gedig vir my het 'n baie persoonlike betekenis met spesifieke gesigte en mense wat ek daarby plaas, maar dis eers vir my nodig om te sê wie of waar of wat nie, want dit gaan oor die gevoel en ek wil amper sy lewenservaring wat daarmee saamgaan. En jy kan nie dit replace nie. Hoorie, maar obviously is ons gewoond aan om jou hier te hê in die studio met musiek, maar wat sou jy sê doen poësie vir jou wat musiek nie kan doen nie? Ja. Dit is 'n goeie vraag. Dis 'n goeie vraag. Man, daar's baie dinge. Ek dink elke kind het sy eie manier om 'n prentjie te vorm. Die lekker ding van hierdie spesifieke digitale digbundel is dat ons het dit visueel, ons het dit met die oor, ons het produce, daar's geluide en goedjies by wat jou in 'n plek inbring. So ek dink daar's soveel verskillende maniere wat dit eintlik baie soos musiek vir jou 'n prentjie vorm. Wat dit wel vir my bied is ek hoef nie te worry. Ek dink nie te veel oor wat ek sê om mense te impress nie, want die realiteit is niemand gaan nooit impress wees met alles nie. En so ek kan skryf vir hoe lank ek wil, soveel as wat ek wil, oor een subject of een ding wat vir my op daai stadium iets beteken. Waar met 'n liedjie moet jy outomaties begin dink aan goed soos wat is die hoek, wat is die chorus, wat gaan mense kan saam sing? Gaan ek die noot kan bykom? Ja, is dit eenvoudig genoeg? Sê ek genoeg met min genoeg woorde? Met 'n gedig is dit die woorde is die kos. Daar's minder reëls ook eintlik dan. Absoluut. Ek dink mense is geneig om te gaan want hulle was almal in Afrikaanse klasse gewees waar hulle gesê daar is reëls. Daar's reëls met alles. Maar die lekker ding as jy 'n kunstenaar is dat jy het creative license. Ja, dis vrye Ek kan vers. reëls breek waar ook al ek wil, want dis myne. Dit kom Digtersvryheid. uit my uit. Ja. Dis die mooi Dis titel. die mooi. Sorry, my Engels kom pop so deur, maar Nee, ek Skryf dink in net aan wat my Afrikaans onderwyser vir my geleer het op skool, want jy praat net van die reëls en dis ek soos maar vrye vers en Ek dan het- digtersvryheid. Ek het altyd 'n baie groot probleem gehad met poësie in die Afrikaanse klas as 'n kind, want ek het altyd gedink, wie is jy om vir my te sê wat hierdie gedig beteken? maar Want- mens moet nie eintlik Verstaan jy? vir iemand sê, ja. Jy lê hom uit en daai woordjie, jy weet, insinuate nou die wat link met sin nommer 8 En ek het altyd gewonder, het maar jy vir Auntie gevra? Dis presies wat ek nou wou sê. Ja. Het Auntie dit vir jou gesê? Presies.
Want alleen Matthee het op 'n stadium gesê, die kind het 'n eksamen geskryf oor sê net maar kringe in die bos, nê? Nee? Of kringe in 'n bos. Toe skryf die kind nou en Daleen Matthee ken hierdie kind en juffrou merk dit verkeerd en Daleen gaan toe, ek dink ek praat onder korreksie, ek weet nie of sy na die onderwyser toe gegaan het of ietsie, maar Daleen het gesê, bring daai juffrou na my toe, ek het dit geskryf, dis glad nie wat dit beteken het nie. Yes. Dis die ding, ek dink in daai geval vat die onderwysers ook wat hulle daar uitvat en hulle kan gee dit vir die kinders om as feit. En die lekker ding van kuns is daar is nie eintlik 'n feit nie. Ja, dit moet oop bly. Dis alles so persoonlike ervarings eintlik, ja. Ek love wat jy sê. Hoor jy nou op daai noot, jy het nou gesê die volgende een het jy ook vir jou dogtertjie geskryf en eintlik vir jou inner child. So kom ons luister gou na Damme vol water. Klein twinkies op my voete en ek wys vir jou die pad. Maar jou tuimeltrein van liefde sal sy eie spore trap. Ek wens ek kon die wreedheid van die wêreld vir jou spaar. Maar ek kan nie, en ek hoef nie. Want ek weet hoe sterre lyk. En ek sien in jou wat ek sien as ek na die sterre kyk. Iets mooier en slimmer en brawer as ek. Jy is die lig in hierdie donker plek. Ons weet die wolke gaan oorkom en die reën gaan val. Mag jy altyd onthou, dit reën op almal. Dit raak koud in die veld en soms alleen. Herinner jouself hoe ons gebid het vir reën. Wanneer alles te veel is en jy voel jy kan gil, gaan staan vir 'n oomblik 'n klein bietjie stil. Want niks kan groei sonder water nie. Gelukkig is daar damme vol water hier. Jo, my gunsteling lyn daar is waar jy sê dit reën op almal. Dis nogal waar, nee. Want mense dink altyd, ag, dit gaan net sleg met my of dit gaan net partykeer goed met my, maar ons almal gaan deur dieselfde goed en is eintlik wat jy vroeër ook gesê het toe begin van hierdie goed deel toe resoneer mense daarmee. So was daar 'n gedig wat jy amper nie wou vrystel nie omdat dit dalk 'n bietjie te persoonlik vir jou gevoel het? Ja, het te warm was een wat ek oor gewonder het. Hy's 'n baie sterk gedig. En ek dink 'n bietjie van my kwaad kom deur. Ek dink as ons deur moeilike tye gaan, is daar altyd daar's 'n fase van saam met grief kom kwaad. Saam met seer kom kwaad. En ons is so geneig om daai kwaad een kant toe te stoot. Maar ek voel as jy nie die kwaad voel nie, dan sit dit om in kwaaddade. En ek het gewonder hoe mense daaroor gaan voel, want mense is altyd, jy worry oor hoe mense jou gaan sien en of hulle gaan dink dit is nou hoe jy is en dis die maar daai gedig, hy's kwaad, maar is 'n mooi kwaad, want saam met kwaad kom krag. En ek het besluit dat dis nie iets wat ek hoef weg te steek nie. Ons geen kant van my wat ek hoef weg te steek nie. Die persoon wat ek vandag is ek as gevolg van alles wat ek deurgegaan het en bereid was om te voel en deur te werk. En dit is 'n groot deel daarvan en om die vuur in my te erken. Ek dink daar's krag in dit. Dit moet daar wees en die ding is dit is mos daai wat 6 stappe van hoe jy deur ietsie werk. En kwaad is definitief, ek dink heel bo aan die lys. En partykeer is dit nodig dat jy kwaad raak om 'n verandering te maak. Dis wanneer daai besluit ek kan nie meer met hierdie deel nie. Dis wanneer dinge begin verander. Want dan is jy nie meer bang vir enigiets nie. Kom maar aktrise nou hier uit hoor. So natuurlik kry elke gedig ook sy eie video. So wat het jy laat besluit om dit so 'n cinematic visual approach ook te gee om dit so uit te beeld? Juist omdat mense op verskillende maniere met kuns connect. Party mense, jy weet, soos ek weet nie of ek vroeër gesê oë, almal het verskillende maniere en ek as kunstenaar, jy weet, ons gebruik al hierdie goeders, maar iemand wat meer linksbrein of meer regsbrein is, sien goed verskillend. Partykeer sukkel mense om te luister en te fokus. En daai visuele aspek trek hulle net 'n bietjie dieper in. So om dit alles bymekaar te kon sit, dink ek dis baie spesiaal vir my. Ek dink ons betrek baie meer mense so. En dis 'n manier vir my om jou toe te laat om in my oë te kyk. En te besef dat hierdie is nie 'n show nie. Ek is nie besig om stories op te maak of net vir die lekker te vertel nie. Hierdie is goed wat vir my ongelooflik baie beteken. En dit kom uit 'n plek uit waar ek regtig
amper alleen saam met jou sit en dit vir jou vertel. En ek hoop jy kan connect daarmee. Ek is bly daar is nog mense in ons bedryf wat goed doen vir die regte redes, want jy weet baie keer doen mense dit vir likes of streams of jy wil geld maak en 'n mens moet, ek verstaan dit ook. Maar ek wil in dieselfde asem vir jou vra, hoe anders is dit dan nou om 'n gedig te perform of eerlik te wees, soos wat jy sê, die mense moet jou in die oë kyk, teenoor 'n karakter in 'n TV-reeks of 'n film? Kyk, die ding is, mense sien acting baie keer as jok. En die realiteit is, en ek gaan dit nou in Engels sê, acting is not lying. Acting is being truthful in imaginary circumstances. So waar ek in 'n karakter in kan klim, mense tel 'n leuen baie vinnig op. Hulle tel 'n performance baie vinnig op. En die beste leuen wen. Ja, right. Maar jy gaan nie 'n goeie akteur wees as jy perform nie. As jy weet, jy moet dit glo. So die verskil vir my is dat in die een vertel ek iemand anders se storie en in hierdie een vertel ek myne. Dis goed gesê. Dit maak absoluut sin. Is daar een wat vir jou 'n bietjie harder hit as die res? Is daar een wat vir jou persoonlik uitstaan in jouself? Man, almal van hulle het ek geskryf in 'n tyd wat dit nodig was om dit te skryf. So almal van hulle sit baie diep. Is 'n moeilike vraag vir my om te antwoord, maar ek dink as daar een is wat vir my amper omvattend is van my lewe en die rigting waarin ek wil beweeg, dan is dit Donker Liefde. Ons gaan net hierna luister na nog een van jou gedigte en ek gaan jou net so 'n bietjie 'n cringe crush vir jouself gee ook hier op Groot FM vandag, want ek het jou weergawe van Baby Chocolates uit daai film opgespoor. So ek dink is Vrydagmiddag, ons moet bietjie teruggaan in tyd. Kan ek hom maar speel vir die luisteraars? Okay, great. Het jy al haar dance moves gesien op daai ene? Hoorie so, ek is so bly dat jy hierdie nou sê, want ek wou aan die begin van die onderhoud gesê het, ek het daai movie so 'n week terug gekyk. Wat is die movie se naam nou weer? Hollywood in my huis. Hollywood in my huis saam met Edwin, ja. Ek is 'n week terug alleen in my huis en ek is nou lus vir 'n lekker Afrikaanse movie en ek kyk en ek sien Chris se gesiggie en ek is soos, wag, kyk gou die trailer en ek onthou die Charlize en die rok en everything. Ek is ek wil daai dansie sien te kyk. En die Marilyn Monroe 'n oomblik wat jy gehad het met die rokkie wat so waai. Elke aktrise se droom, daar het ek hom. In ons huis vanmiddag, dit is Christia Visser met haar weergawe uit daai film Baby Chocolates, Groot FM 90.5. Sy kuier saam met ons en sy gesels oor haar digitale digbundel en sy het ook natuurlik al soveel treffers vrygestel, mense het al van die helfte vergeet. Soos hierdie ene wildste oomblik en ek is net 'n mens. Ek is net 'n mens, net 'n mens en ek voel voor die tree. Hoor, dit is actually interessant as dit al in die hoek speel, nee, want ek dink nou myself, ek het nou laasweek Hollywood in my huis gekyk en obviously weet ek wie Christia Visser en ek sê, nee, maar ek ken baie van ons songs, maar elkeen is ek sê, ja, ken die een, luister die een, ken al die lyrics. Dis regtig lekker. Maar het jy toevallig in die musiekbedryf beland of was dit soos altyd 'n droom vir jou? Dit was eintlik die groot droom van kleins af, was om te sing. Ek het so stadium shows in my kamer vir myself gehad. It was amazing. The crowd was moved, it was lovely. Al die tennies was die Barbie-poppe het gejuig. Nee, dit was my haarborsel het hard gewerk. Maar toe ek op hoërskool het ek acting lesse gevat of toe drama lesse gevat, want ek het gedink dit gaan my help met my music videos, want ek is op laerskool gesê ek is nie 'n baie goeie aktrise nie. So ek het gedink dit gaan my help met music videos, so ek moet dit nou maar doen en daar het 'n onderwyseres, sy het iets gesien en sy het my gehelp om te hardloop daarmee en toe raak ek verlief op toneelspel. En dis ek dink die toneelspel was ook maar dis deel van die sensitiwiteit wat ek het en ek het hierdie absolute honger om uit te figure hoekom ons almal so verskillend maar so dieselfde is. Die koneksie tussen die brein en die siel en die liggaam en hoe dit verskillend is vir almal. Ja, dis vir my verskriklik interessant en sal altyd vir my interessant bly en daarom het die toneelspel, eintlik het ek gesê ek gee nie om wat se een kom eerste nie. Jy weet, laat ek val wat ek wil. En die toneelspel het eerste gekom en die sang het, jy weet, ek het eintlik net 'n paar karaoke goed op Smeel gepost op Facebook. Maar nou is jy soos Hilary Duff of Miley Cyrus, jy best of both worlds. Ja, en ek het soos ek sê, ek het geweet dit gaan volg, ek het net nie geweet wanneer nie en hy het ook so organies in plek geval. Iemand het my genader en ek het gegaan, wow, okay, great, kom ons gaan. En nou met die skryfstelle storie en ja, kom ons kyk wat ons nog kan bou. Ek kan nie teken nie, so dit gaan die volgende gebeur. Ja, waaroor kan ons al nou nader? Hoor, jy sal my troue afneem. Jy weet, maybe word jy 'n fotograaf. Luister, as ek 'n foon het, kan ek mos 'n fotograaf wees. Maar exactly. Ja, true. Hoor hierso, maar jy moet een so bietjie meer favour as die ander een tussen acting en sing.
Want as ek sê nou maar byvoorbeeld nou vir jou sê jy kan een rigting kies vir die res van jou lewe, wat sien gaan dit dan wees? Dan gaan ek vir jou lag. En ek gaan vir jou sê nee, lieg. Nee, ek honestly ek het nog nooit gedoen wat mense wil hê ek moet doen nie. Die oomblik as my ma het altyd 'n gesegde gehad as hulle vir my sê ek moet iets doen, dan gaan ek moenie my sê nie. Lekker aardig gehad. So moenie my sê Ja, nie. net jy. Ek sal jou wys ek sal altyd doen. Ja. Nee, ek het hierdie vraag al baie gekry en ek weet dat logies voel mense daar moet een wees wat ek favour. Die realiteit is ek regtig het nie. Albei hulle is in dieselfde, dis alles entertainment. Maar net omdat dit in dieselfde tipe bracket val, beteken nie dat hulle enigstens dieselfde tegniek verg of emosie verg of dieselfde ding vir my bied nie. Ek het met die acting gee dit my ek meen daar's soveel goeie goed van acting, die mense wat jy mee werk, die stories wat jy kan vertel, dit gee my die opportunity om in iemand anders se skoene in te klim en 'n bietjie beter te verstaan. Ek het onthou na Tess het ek verskriklik gesukkel om oor daai rol te kom en Dit was 'n wille een. Right, maar die sukkel het minder te doen gehad met hoe moeilik die rol was en meer te doen gehad met die skuld wat ek gevoel het omdat ek voorheen mense gejudge het wat in daai selfde posisie was. En so jy weet jy leer en jy groei en jou empatie raak groter. Waar met my sang, dis ek op daai verhoog, dis my stories. Ek sê wat ek wil sê, ek beplan nie my shows nie. Ek het 'n setlist en wat tussenin gebeur tussenin. Ek sê altyd mense sterkte want ek is net so surprised deur wat by my mond gaan uitkom wat jy is. En so daai bied weer vir my daai kant, maar ek is ook 'n mens wat vinnig sosiaal uitgeput raak. So die shows op daai manier ek wil connect met mense, so ek staan na die tyd en ek neem foto's en ek wil mense se stories hoor, maar dan het ek rus nodig. Dis nie volhoubaar nie, ja. Ja, so albei op sy tyd gee vir my iets wat ek nie uit die ander een uit kan kry nie. En ek weier om te kies. Ek sal dit nie doen nie. Wel, die vermaaklikheidsbedryf is obviously ook 'n baie spesifieke bubble, nê. En jy is al 'n rukkie in daai bubble. Hoe sou jy sê het moederskap jou half geground whilst being in that bubble en ook jou verander as 'n mens? Ag, dit het my 100% verander. Moederskap. Ek dink 'n mens wanneer jy 'n kind het, jy kyk na hulle en skielik vergewe jy jouself vir verskriklik baie goed wat jy nooit moes skuldig voel oor nie. Want ons word groot en ek meen my brein is baie besig en ek het baie insecurities gehad en ek het baie mense gehad wat vir my gesê het jy's te veel dit, te daai, te die. Want ek is baie emosioneel en wat ek dink 'n goeie ding is. Ek dink net mense verstaan dit nie altyd nie en hulle weet nie hoe om dit te hanteer nie en dis okay. Maar ek kyk nou na haar en ek gaan daar was nooit iets fout met my nie. Ja. Ek het net anders gewerk, anders gedink, ek werk op 'n ander tipe software en ek het myself vergewe vir baie dinge en skielik voel ek ook ek het nie meer mense se approval nodig nie. Amen. Ek kyk na haar en ek gaan as ek vir jou iets kan beteken, dan is my lewe gemaak. Dit is my grootste doel op hierdie hele aarde is om haar te lei terwyl ek myself probeer leer ken. Dit is amazing want die lewe kom vir niemand met 'n handboek nie. En dit is 'n cool ding ook. Ja, en ek dink ook my kind as gevolg daarvan kan sy vlerke sprei en kan dieper gaan. Ja, want ek is minder preoccupied met wat mense daaroor gaan dink en dit gaan meer vir my oor wat ek kan bied vir die wêreld. En weet jy wat se ironie, nou gaan mense dit eers like want hulle soos daai girl gee en jy damn nie ek resonate. Hoorie, wat het jy oor jouself geleer tydens die maak van Verweer? As mense dit 'n maak van iets kan noem want dit is eintlik net wees. Dis ook 'n moeilike vraag want daar's baie dinge wat daarmee saamgaan, maar ek dink een groot ding wat ek van myself geleer het is dat ek is nie so bang soos wat ek dink ek is nie. My braaf is groter as my bang. Ek het dit vanoggend op groot ontbyt ook gesê. En, Oh wow. En dis die ding wat ek vir my kind ook verleer is dat maak nie saak wat jy doen in die lewe nie. Jy gaan altyd bang wees en daar gaan altyd mense wees wat teen jou staan, maar jou braaf is groter as jou bang. En as jy dit net doen dit net. Jy weet, jy gaan nie weet jy kan vlieg as jy nie afspring nie, né? If you do it scared. Daar's so Ja, gesê. even if you're scared, do it even if you're scared. Ja, presies. Dit is hoe dit moet wees. Hoorie, maar net om af te sluit wil ek ook weet, nê, natuurlik nou na hierdie baie persoonlike projek, wat jy sê is volgende vir jou, want in terme van die drome en die goed wat jy toelaat en die mense wat na jou toe kom en sê, hoorie, maar wil jy 'n bietjie sing of wil jy 'n bietjie gedigte maak? Wat is op jou bucket list vir goed wat jy nog wil doen?
Ek is pretty good op die stadium. Is daar nie eintlik nog baie planne nie. Kyk, ek wil baie graag 'n fisiese digbundel ook create. Al is dit net vir myself want ek hou van 'n fisiese ding wat Druk net so vat, paar. Maak 'n koffie. Limited edition. Ja, so iets, dit wil ek definitief nog doen. Daar's ek weet nie. Mens voel altyd so vreemd om te sê ek wil my storie vertel want ek doen dit elke dag. Maar wil jy nie perdry nie, Daar's Christian? ander perdetrap op Ek voete. dink jy hulle gaan 'n buig goeie perd mense. Ek het geen begeerte ook om 'n perd te ry nie. Nee, my groot doel nou is kyk die volgende stap nou vir my die direkte volgende stap is om in my live shows wil ek alles inkorporeer wat ek doen. Awesome. En ek wil dit uitbrei en regtig net leef. Ek wil leef en ek wil tyd saam met my kind spandeer en ek wil haar begin saamvat na my shows toe en sy love it. As iemand hande klap en buig sy dink is vir haar. Ja, dit's fantasties. Obviously, sy is volgende op die verhoog te sien in 'n dorp naby jou. Nou Verweer is nou beskikbaar saam met begeleidende video's op Christia Visser se YouTube kanaal. Baie dankie vir jou tyd en ook jou eerlikheid, vulnerability vandag het ek gesê eerlikheid. Dis okay. I mean, Sy het haar lig ook geskyn. Dankie vir jou eerlikheid en jou eerlikheid. Dan eerlikheid. En alles van die beste met hierdie besonderse projek. Ons gaan ook nou Baie luister na Ek is nie altyd hier nie. Want jy is nie altyd hier nie, maar ons Nee. speel jou musiek Ek so wens ons ek was voel jy altyd hier. hier. Okay, jy sien in ons in Ag ons maar kom harte. terug met die volgende digbundel. Asseblief. Dankie Ja, julle, sien julle jou gou weer en veilig terugvlieg vanaand, hoor. Ja, ek sal vir die pilot sê dankie. Dan sê dis die enigste Christia Visser. Groot FM 90.5.